Baie dankie vriende, nou, ons gaan nie vanmôre die wet en die geloofsbelijdenis hanteer nie. Ek nooi u om die woord van die Here saam op te maak by Handelinge 4. Handelinge 4, ons lees daar vanaf vers 1. Terwyl jy so intoe blaai, vir elkeen wat ingeskakel is oor die internet, baie welkom saam met ons. Mag die Here ook vir u in hierdie môre seën, deur die nabyheid van sy Gees en deur die woord van die Here. Ons lees saam uit Handelinge 4 vanaf vers 1. Hy sê, terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand en baie van die wat die woord gehoor het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, ook Annas, die hoofpriester, en Kajafas, en Johannes, en Alexander, en almal wat van die hoofpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor die weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toe gelas om buitekant die raad te gaan en met mekaar beraadslag en gesê, wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kenlike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie, maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. En het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het. En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. Daar lees ons uit die woord van die Here, en mag hierdie skriflesing uit die woord van die Here vir u tot groot seën wees in hierdie môre. Kom ons buig ons harte, dan bid ons saam. Vader, ons kom buig ons harte in hierdie môre voor u neer, met aanbidding, met lof, met eer in ons gemoed. Want Here, ons verstaan as mens, ons is niks. En Here, u is alles. En ons besef, Here, dat ons leef maar net van dag tot dag in u genade. Elke asem is genade, elke tree is genade. En Here, as 'n mens baie maal hoor van die dinge wat gebeur so rondom ons, dan besef ons net al meer dat ons sonder u niks kan wees nie. Dankie vir 'n gemeente waarin ons kan deel wees, waarin ons kan saamkom om gemeenskaplik voor u te kom neerbuig
en al die lof van ons hart vir God alleen te bring. U is die koning van ons hart. U is die meester van ons lewe. Ja, Here, U is in beheer van hierdie gemeente. En ja, Here, U is die een wat die gitaar slaan, met groot respek gesê, oor die heelal. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, is dat ons vanmôre in U naam byeen kan wees. U is die een wat van ewigheid tot ewigheid onveranderlik dieselfde is. En dit is vir ons 'n voorreg om ons harte voor U te kan kom buig. Here, ons kom bid vanmôre vir ons gemeente, vir elke individu, vir elke een wat deur die gange van die lewe beweeg, met soveel dinge wat elke dag oor ons pad kom, met soveel uitdagings, met soveel gebeure. En dankie, Here, dat ons maar net ons afhanklikheid van U kan kom verklaar, terwyl ons U eer dat U ons steeds deurdra. Ons bid vir U beskermende hand. Ons bid, Here, en ons vra dat U vir ons sal uittrek en vir ons die pad sal gelyk maak, dat U ons sal lei in die volle waarheid, dat U ons sal bring op die plek waar U ons wil hê, en dat U Uself in ons lewens sal verheerlik. Ook in ons gemeente, Here, in elke bediening, in elke leier, in elke persoon, in elkeen van ons se lewens, wil ons U vertrou vir groot en wonderlike seën. Ons bid vir elkeen wat genesing nodig het, dat U sal oprig waar dit nodig is. Ons sê dankie vir elkeen wat verjaar het, U nog 'n jaar deurgedra het. En dankie dat ons in hierdie môre al die lof van ons hart ook daarvoor vir U kan bring. Maar Here, ons afhanklikheid kom verklaar vir die jaar wat voorlê. Daar's baie aktiwiteite in ons gemeente. Dis kampe, dis groepe wat bymekaar kom vir spesifieke bedieningsgeleenthede, en bid ons in hierdie môre U seën ook daaroor af. Ons bid vir ons uitgebreide kerk, vir die kerkkantoor, vir al ons gemeentes, ook die gemeente sonder leraars. Ons bid ook vir ons kweekskool, met die dosente, met hulle families wat saam daar is om saam geleer te word. En ons vertrou U, Here, dat U op 'n wonderlike wyse sal deurdra daar waar dit nodig is. Ons bid vir ons kerkraad van ons eie gemeente, vir ons vrouevereniging, vir ons jong mense, vir ons kinderbediening. Ons bid vir ons ouer mense, dat U sal deurdra terwyl ons in 'n tyd begin inbeweeg waar seisoene weer begin verander en 'n mens so maklik kan siek word. En bid ons, Here, dat ons U kan vashou vir daardie aanraking, vir daardie gesondheid. Ons weet, Here, U is die gewer daarvan, van elke goeie gawe wat alleen uit U hand uitkom. En daarom kom vra ons daarvoor, Here. Ek kom bid U vandag dat U in ons gemeente 'n gebedslas sal kom werk. Dat mense behoefte sal hê aan saam bid. En Here, wat ons kan kom verrig deur gebed in die akker van die Here is verstommend. Maar dis asof ons partykeer maar net aangaan deur die emosies van die lewe. En ons besef nie die erns van die saak nie, Here, want die hoofroeping van ons as kerk heel eerste is om 'n huis van gebed te wees. En daarom bid ons juis vir daardie gesindheid en ingesteldheid. Terwyl 'n jaar voortspoed met baie dinge wat gebeur, bid ons, Here, dat U vir ons sal deurdra. Ons leef in 'n ekonomie wat baie wisselvallig is, baie dinge wat oor ons pad kom, en ons weet, Here, dat ons in die eindtyd van hierdie wêreld se bestaan is. Nou wil ons U vertrou, Here, dat U asseblief sal kom deurdra in 'n moeisame ekonomiese tyd, dat U regtig sal voorsien, dat U vir ons sal uittrek en vir ons daarin ook die pad sal gelyk maak. En ons sal seker wees om die eer van ons hart vir U alleen te gee. So terwille van die naam en terwille van die getuienis en terwille van die eer van die Here wil ons bid dat U sal dra. Here, ons kom bid vir elkeen wat in 'n werksplek is, elkeen wat in besigheid is, wat klomp mense wil onder hulle werk, vir wie hulle verantwoordelik is, dat U sal deurdra, Here. Ons kom bid dat U regtig sal vooruitgaan en ons mense sal bewaar van die aanslae van die bose, dat U regtig sal voorsien daar waar dit nodig is, Here. Ons wil U vertrou dat U dit sal kom stil maak in ons gemoed, dat U ons ontvanklik maak vir U woord, dat U die naprediker van U woord sal wees, en Here, dat U die invluistering in harte sal bring en die woord sal lewendig maak in elkeen van ons se harte. En dat U in hierdie môre by elkeen van ons sal kom stil staan. En daarom kom buig ons harte voor U neer, want U is in vol beheer. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou vriende, as ons na die geleesde gedeelte kyk in vers 13, sê die woord van die Here vir ons: en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Hierdie metgeselle van Jesus is iets om na op te let. Dis manne wat met God gewandel het, saam met hom geloop het, hom geleer ken het, hy hulle geleer ken het,
hierdie metgeselle van die Here was dag vir dag saam met hom gewees. Hulle het hom beleef, hulle het hom gesien in sy oomblikke van moegheid, in sy oomblikke van frustrasie miskien. Hulle het hom gesien in sy oomblikke van maar net mens wees. Hulle het hom gesien in elke deeltjie. Ja, hulle het skouer geskuur vir 3,5 jaar. Dis mense wat hom terdee geleer ken het. 'n Mens kan sien saam met wie hulle geloop het, saam met wie hulle gewandel het. 'n Mens kan sien saam met wie hulle 'n pad bewandel het, want it rubs off, sê die Engelsman. Ons sien so duidelik baie keer wanneer 'n mens skouers skuur met mekaar en jy kan sien wie assosieer met mekaar, wie loop 'n pad saam met mekaar, want ons wandel word in mekaar se lewens baie maal sigbaar. Soort soek soort. En ons leef baie maal en ons besef nie altyd hoeveel van mekaar se kultuur of gewoontes kom in ons eie lewens na vore nie. En daarom wil ek graag vir 'n oomblik vandag met u praat oor hierdie wandel wat ek en jy in die Here het. En te midde van ons menswees, en te midde van ons keuses, en te midde van ons foute, en te midde van elke deeltjie van wat ek is, het ons 'n wandel wat ons dag vir dag met God moet wandel, 'n lewe wat ons dag vir dag met hom moet leef, net soos Petrus en Johannes met hom gewandel het, so kan elkeen van ons ook met hom wandel, en behoort ons onsself te toets voor die Here. Want daar was 'n tyd gewees in Petrus se lewe, was sy wandel met God nie so bestendig gewandel was nie, was sy wandel met God so bietjie wisselvallig was, so bietjie beperk was, maar nou kom hy op daardie plek waar hierdie man se wandel met die Here is wat dit behoort te wees. En hy wys vir ons eintlik so baie mooi uit hoe jou en my wandel met die Here behoort te wees. Want vriende, die einde is naby. En die koms van die Here is voorhande. En daarom is jou en my wandel met God op hierdie oomblik die belangrikste ding waarin ek en jy vandag kan aandag gee. Dis uiters noodsaaklik om daaraan aandag te gee. Want as ons nie vandag let op ons wandel nie, mag ons dalk omkant gevang word wanneer ons voor God moet gaan staan. Op 'n stadium in Petrus se lewe is dit die man na wie Jesus verwys en sê, gaan weg agter my Satan, jy bedink die dinge van hierdie wêreld. Jy is nie besig om jou gedagtes te fokus op die dinge daarbo nie, en hierdie wandel van jou is gevaarlik. En so kan ek en jy ook dalk soms in 'n wandel onsself bevind wat nie vir die eer van die Here is nie. 'n Wandel waarin ons hom dalk verloon deur ons optrede, 'n wandel waar ons dalk dinge doen wat hom nie behaag nie, 'n wandel wat dalk tot oneer van die Here is. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, ag Here, help ons dat ons sal fyn oplet na die wandel met die Here. Want ons lewens is 'n getuienis. Ons lewens is 'n brief wat geskryf word aan die wêreld, leer die woord van die Here ons, en jou wandel is die paragrafies van die brief van jou lewe, en elkeen van ons moet so versigtig wees. Want die kwessie is, wat getuig jou en my wandel? Wat sê my wandel van saam met wie ek wandel? En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, help ons asseblief. Nou volgens die oorspronklike taal gebruik hy hier in hierdie gedeelte 'n woord. In vers 1, hy sê, terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. In die oorspronklike taal is daar 'n woord gebruik word om te sê, hulle het geweet dat hierdie manne was aan Jesus verbonde gewees. En toe hulle weet, toe kom hulle op hierdie manne af, want hulle besef, maar hierdie manne leef 'n ander lewe as die res. Eenvoudig omdat hulle saam met Jesus was. Hulle het tot die kennis gekom, sê die woord van die Here. Hulle het tot die insig gekom dat hierdie manne wandel met God. Dit werk maar so as jy, en ek het dit in die Weskaap gesien. Jare gelede werk ek daarso en ek ry die hele Weskaap, ry ek vol rond van een kliënt na 'n ander kliënt om werk te gaan verrig. En ek kom op 'n stadium en ek is daar by UWC, by die universiteit. En toe ek so op pad is in die pad af na UWC, toe kom daar 'n ambulans by my verby op 2 wiele julle. Dit was nie 'n fiets nie. En toe hy by my verbykom, toe sien ek hier's moeilikheid, en toe ek by die universiteit indraai, toe sien ek maar dieselfde ambulans is op pad soontoe, en dis daardie tyd toe die geweerskote so geklap het by die plekke. En ek sien toe hoe dat een aggressiewe persoon 'n ander aggressiewe persoon aanvuur,
Want soort soek soort en hulle is nou saam met mekaar en die een werk die ander een op. En nou het ek gesien hoe dit regtig so uitwerk. Die een saam met wie jy wandel, het 'n groot invloed op jou lewe. En so, as jou wandel met die Here reg is, het daardie wandel met God 'n groot invloed op jou lewe. En daarom moet ons die Here vertrou. Dat wanneer die wêreld na jou en my kyk, dat hulle ook 100% seker sal wees. Ek en jy wandel met God. Want hulle kan dalk na ons kyk en sê, o, jy's 'n vriend van so en so. Hulle kan dalk sê, soos wat baie mense praat van die blou bulle, dan sê hulle, nee, die blou bulle kan jy duidelik sigbaar sien. As hulle in die stadion gaan sit, dan weet jy sommer wie die blou bulle is, oor hoe hulle optree. Nou, ek is 'n trotse blou bul self. En my optrede is nie in daardie opsig verkeerd nie. Want my wandel met God is groter as my wandel saam met mense. En daarom moet ons let op dit, dat ons lewenswandel so sal wees, dat dit vir die eer van die Here sal wees. Dat mense sonder twyfel kan sê, hierdie is 'n metgesel van Jesus, hierdie is iemand wat wandel met God. Mag die Here ons daarvoor help, want die verlore gaande wêreld lees vir jou en vir my soos 'n brief, en hulle sien, met wie is ek en jy geassosieer. Nou vir baie jare in my lewe, het ek in die werksplek gewerk, en ons was nie toegelaat gewees om 'n woord Afrikaans te praat nie, ons mag net Engels gepraat het, en op 'n stadium, toe kry ek 'n bevordering, en ons staan op die golfbaan, by die pad green, en ons pad so 'n bietjie, en ek sê iets in Afrikaans, en die direkteur kom verby, en sê, wat, is jy Afrikaans? Ek sê, ja. Hy sê, as ek dit geweet het, ek nooit bevorder nie. En ek kry die ontnugtering, ek assosieer met die verkeerde mense. En so kan ons baie maal in ons wandel duidelik sigbaar word saam met wie ons wandel. En dit is met almal, behalwe met wie het moet wees. Daar's 'n Engelse woord wat sê, tell me whom you consort with, and I will tell you who you are. Ons sê baie, dit gaan nie oor wat jy ken nie, dit gaan oor wie jy ken. Maar ek wil dit verder vat, dit gaan oor met wie jy wandel. En ons moet versigtig wees oor ons vennootskappe met die wêreld. Ons moet versigtig wees met hoe ons omgaan in ons wandel in die lewe. En daarom moet ons die Here vertrou om ons te help, want ons wandel sê baie van wie hy is. So wat is jou stokperdjie? Wat is jou godsdienstkultuur? Wat is jou belange? Waaraan is jy verbonde? Waarmee loop jy hand aan hand soos twee treinspore langs mekaar? En wat sien die wêreld as hulle na jou en my wandel mag kyk? Ons weet ons leef in 'n tyd van die informasie-era. Mense kyk na ons gelaat en ons gesigsuitdrukkings. Hulle kyk na ons lyfstaal, hulle kyk hoe beweeg ons en hulle lees baie uit dit uit, maar hulle kyk ook na ons wandel en hulle sien aan wie ons verbonde is. En daarom moet ons sê, Here, help ons asseblief. Want ons is geassosieer aan die Here. Aan die een wat die kruis vir ons verdra het. Aan die een wat sy lewe vir ons afgelê het. Aan die een wat homself geontledig het, mens geword het, op hierdie aarde kom leef het en die voorbeeld vir ons kom stel het en 'n wandel kom wandel het wat onberispelik is. En ons nooi om saam met hom hierdie pad te kom loop. Daar was 'n jong leraar op 'n stadium by 'n gemeente gewees, met baie uitdagings en probleme op 'n stadium, ry hy uit na 'n ouer leraar toe en hy sê hy verstaan nie en hy sukkel en hy kry swaar. En hulle praat so en hy sê maar daar's 3 tipes mense in die gemeente. Daar's die wat lief is vir die Here, daar's die wat tevrede is met waar hulle is, al is hulle 'n bietjie afgekoel, en dan is daar die oor wie hy nie seker is nie. En hy vra toe die vraag, hoe kan hy weet die wat hy nie van weet nie? Hoe kan hy weet hoe 'n pad hulle stap met die Here? En die ou dominee sê vir hom, kyk saam met wie stap hulle? Want die saam met wie hulle stap, sê baie van die wandel in die Here. En so moet ek en jy vandag die Here vertrou, want ons wandel spreek boekdele. En nou sê ek nie ons moet sondeloos wees nie. Nou sê ek nie ons moet nie foute maak nie. Nou sê ek nie ons is verhewe bo mens wees nie, maar ons moet let op hoe ons wandel, want ons wandel sê baie van ons verhouding met die Here. As jy 'n kind voor die TV gaan neersit van kleins af en hy sien die hele tyd op die TV voor hom afspeel, dan kan jy maar baie jare later gaan kyk, dan sien jy die kultuur wat op die TV was, het jou kind se kultuur geword.
As jou kind in 'n sekere skool sit en jou kind word blootgestel aan 'n kultuur in 'n skool en hy leef vir 'n leeftyd daar en hy kom na al die jare kom hy buitekant, dan sien jy hierdie kultuur het ingewerk in jou kind se lewe in. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, help asseblief. Daar's 'n ma gewees. Sy het haar kinders gehomeschool en op 'n stadium kom haar kind, hy het 'n vriend in die skool en hy sê, maar hy wil graag ook saam met hierdie vriend na daardie skool toe gaan. En sy ma sê, dis reg, jy kan na die skool toe gaan. As jy jou nie gedra nie, gaan ek jou uit die skool uithaal. En dit gaan vir 'n jaar verby en na 'n jaar sit hulle eendag en praat en sy vra, hoe gaan dit? Hy sê, maar ek weet, jy kyk hoe loop my lewe. Hy sê, maar jy moet een ding verstaan, by die skool soek die gehoorsame kinders en hulle stap die pad saam. En die rebelle soek die rebelle en hulle loop die pad saam. En die eenvoud van die saak is, dis in jou en my lewe ook so. Ons wandel en saam met wie ons wandel, sê baie van wie ons is. So mag die Here ons regtig vandag help, om 'n paar dinge in eenvoudigheid raak te sien, sodat ons ons wandel op die proef kan stel voor die Here. Want vriende, ons leef in 'n wêreld waar daar so baie uitdagings is. Ons leef in 'n tyd waar daar soveel oë op ons is. So kom ons kyk. Vers 1 praat van die weerstandigheid wat daar nou kom. Hierdie wandel met die Here is nie altyd net maanskyn en rose nie. Hierdie wandel met die Here is soms 'n moeisame tyd. Hierdie wandel met die Here is soms challenging, as ek die woord so kan gebruik. Want hulle wandel dag vir dag met die Here. Hulle loop hierdie paadjie selfs na die kruisiging van die Here Jesus, het hierdie manne 'n soeke gehad na die Here en hulle kom in daardie boefretrek met 'n verwagting van die Here en God kom besoek hulle, want hulle wandel in hulle gees elke dag saam met hom. En soms dan gebeur dit anders as wat ons dink dit is. Ja, dit is nie altyd maanskyn en rose nie. En soms is dit moeilik. In vers 1 sien ons die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs het op hulle afgekom. Ja, selfs as jy wandel met die Here, kan die mensdom soms op jou afkom en kan jou oorweldig en kan jou tromp oploop en alles behalwe wat jy gedink het. Vers 2 sê, hulle was baie ontevrede met hulle gewees. Vers 3 sê, hulle het die hande aan hulle geslaan, hulle het hulle in die tronk gegooi. Vers 9 sê, hulle het hulle geondervra. Hulle het hulle bevraagteken en gesê, waarmee is julle besig? Kyk wat doen julle. Vers 15, hulle het hulle gelas, hulle het hulle belaai met nog meer las en nog meer druk op hulle skouers kom plaas. Vers 17, hulle het hulle gedreig, nog bevele gegee, nog dreigemente bygevoeg, sê vers 21. En te midde van al hierdie weerstandigheid, te midde van al hierdie druk van mense af, het hierdie twee manne gewandel met God. Come hello high water. Maak nie saak wat hulle sê nie, maak nie saak wat hulle doen nie. Laat my so dink aan Noag. Noag, 'n man wat gewandel het met die Here, 'n prediker van geregtigheid, hy het die ware woord van God verkondig en hy het vasgestaan in daardie waarheid en vir 120 jaar het hy gekies om te wandel met die Here. Maak nie saak wie wat sê nie. Maak nie saak wat sy weerstand hy beleef nie. Maak nie saak wie wat na sy kant toe slinger nie. Hy loop hierdie pad met die Here, gedring en gedryf om daardie groot skip klaar te maak. En so gebeur dit in jou en my lewe. Soms juist te midde van die weerstandigheid wat ons beleef, moet ek en jy kies watter pad ons wil bewandel. Daardie wandel wat ons met die Here moet hê in die keuses wat ons moet maak. Te midde van weerstand. Daardie wandel te midde van baie belange in die lewe moet ons versigtig wees oor die ritme wat ons stap en die dinge wat ons behuldig in ons lewens. Daardie wandel in gebed, daardie wandel in moeilike dae, daardie wandel met God in die makliker dae, bietjie vir bietjie, tree vir tree, elke liewe oomblik. En in hierdie wandel is daar so 'n paar besonderse sake waarna ons moet oplet. En soms is dit nie maklik nie. Nou die hoofding in hierdie wandel wat vir my uitstaan hierso in hierdie Handelinge 4 is juis die gedagte van gebed. Want hierdie gebedswandel met die Here is die teenvoeter vir al die weerstandigheid, vir al die dinge wat oor hulle pad gegooi word, al die dinge wat een vir een oor hulle pad mag kom, is die antwoord vir dit alles, die oplossing vir dit alles lê in gebed. En as jy net hierdie twee manne wat bid nie, is almal wat saam gebid het. Hulle het saam gaan verkeer in die boefretrek. Hulle het God se aangesig gesoek. Dis die kenteken van die eerste kerk gewees. Hulle was bidders, was die karakter van die kerk gewees. Hulle was bidders. Hulle kon geken word aan toewyding, aan gemeenskap, aan vrygewigheid, aan gasvryheid,
aan aanbidding, hulle kon geken word aan baie dinge, maar hulle was eerstens geken gewees as bidders. Want die antwoord op die weerstandigheid van die wêreld, die antwoord op die uitdagings van die lewe, lê in gebed. En daarom bid ek in hierdie môre dat God in ons gemeente 'n hart vir gebed sal kom werk. Want vriende, ek weet nie of jy besef nie, maar ons is in die laaste dae. En ons is baie keer meer bekommerd oor die besigheid en oor ons ure wat nie uitwerk in 'n dag en al die ander belange nie. Maar die belangrikste ding wat jy vandag kan doen, is om voor God te kom buig en God se aangesig te kom soek. En ek vra myself die vraag, is dit nog die karakter van die kerk? Is dit nog waaroor kerk gaan? Is dit nog die wandel wat die kerk met God kies? Elke dag, elke tree, elke ritme? Of dit is baie ander dinge wat deel geword het van die ritme. En nou begin ons al planne maak om mense te kry om saam te kom loop. En ons doen enige iets om mense te kry om saam te loop. Net dat ons ergens 'n gebedjie of twee kan inkry. Ons moet so die Here vertrou en sê, Here, help ons asseblief. Dat ons fyn ingestel sal wees op hierdie gebedswandel, wat die hoofaktiwiteit behoort te wees. Handelinge 4 vind ons hoe dat hierdie mense saam gebid het en voor God kom buig het. Handelinge 12, 8 hoofstukke later, is hierdie kultuur nog al die pad aan die gang. Hierdie mense buig voor die Here. Petrus is al in die tronk toegesluit, en in die tronk sit Petrus, en hierdie mense sê, wag, kom ons buig voor God. Ja, hulle kom probeer om te gaan toi in vandag se tyd. Hulle gaan kom probeer om 'n bazaar te hou in vandag se tyd, sodat hulle die geld kan betaal om by die tronk uit te kry. Hulle kom baie dinge gedoen het, maar hier is 'n klompie mense wat sê, kom ons bid. Ons sien dwars deur die woord van die Here hoe dat saam bid 'n uiters belangrike deel is. Nie met wysheid van woorde nie, maar in opregtheid. Soos ons vanmôre gelees het in daardie eerste vers. In Genesis het hulle die naam van God aangeroep. In Eksodus het elkeen buite sy tent gaan staan. Hulle het die tent van samekoms in hulle middag gehad en die hoofpriester het soontoe gegaan om 'n offer te bring en voor God te gaan buig. En elkeen het voor sy eie tent sy hart voor God gebuig. Keer op keer deur die woord van die Here sien ons dat daar die saambid element daar was, dat hierdie mense God se aangesig gesoek het in die kleine en in die groote, in jou huis, in jou werk, saam met iemand om te buig voor die Here as gemeente om God se aangesig te soek, want sonder God se aangesig is ons nie 'n gemeente nie. En vir ewig sal ons soek na die Here in gebed met ons wees. Vriende, as jy nie hier wil bid vandag voor die Here nie, het jy geweet as jy in die hemel gaan kom, gaan jy bid? Dis 'n goeie tyd nou om te begin oefen. Dis 'n goeie tyd nou om te begin leer. Openbaring 4 leer ons dat ons rondom sy troon gaan wees. En daar's 24 heiliges wat rondom sy troon op hulle knieë is in gebed. Openbaring 19 vind ons dit nog steeds. Binne in die hemel is daar gebed. En as ons nie hier waar ons nou is kan saam bid nie, vriende, waarom sal ons 'n behoefte hê om in die hemel te gaan saam bid? Ja, ons het baie keer baie verskonings. Sommige is geldig, ander nie so geldig nie. Maar hoe gewillig is ons? Nie met fancy woorde nie, maar om hartlik te kom buig voor die Here. Een traan voor God gestort is groter as die mooiste woorde wat ooit gebid kan word. Saam bid werk eenheid. En daar waar nie gebed is nie, daar is nie eenheid nie. En gebed behoort jou my fokus te wees. Weet jy, gebed behoort jou my plan te wees? Weet jy, gebed behoort jou my antwoord te wees op die lewe? Weet jy, gebed behoort vir ons die fokus te wees, want ons wil wonderwerke hê, maar ons wil nie harte buig voor God nie. Ja, ander moet vir ons bid wanneer ons siek is en wanneer ons stryd beleef, maar ons is nie eens daar om vir ander te bid wanneer hulle stryd beleef nie. Elke groot oomblik behoort geken te word met hierdie wandel van gebed. Elke swaar oomblik, elke seer oomblik, elke mooi oomblik, elke opwindende oomblik, elke deel moet geken word aan hierdie wandel, hierdie voetstap van gebed, saam bid voor die Here. Saam bid bou mekaar. Saam bid versterk ons geloof. Saam bid bemoedig ons. Saam bid dring ons. Daar is die gebed gewees in daardie boefretrek. En daardie gebedstyd in die boefretrek was die grootste oomblik in die kerk van die Here Jesus nog ooit gewees.
Dis die grootste oomblik van die werking van die Gees van God ooit gewees. Is nie nou vir ons tyd om terug te gaan soontoe nie. 2 Kronieke 5 leer ons van die tempel wat ingewy word nadat Salomo hom gebou het. En die eerste ding wat by hierdie tempel gebeur, nadat die tempel gereed gemaak is, alles is reg gemaak, is hulle buig hulle harte voor die Here aan 'n gebed van toewyding aan die Here. En hulle bid sy teenwoordigheid af oor hierdie plek. En daar kom hierdie wonderlike wolkkolom. Daar kom hierdie teenwoordigheid van God in daardie plek. Dis die plek van besoeking en dit gebeur by gebed. Saam bid, 'n hele volk, 'n hele nasie, almal kom buig saam voor die Here, geken aan 'n wandel van gebed. Moet dit nie vandag jou my antwoord wees op die lewe nie? Is dit nie vandag veronderstel om jou my antwoord te wees op gemeente wees nie? Maar kom ons kyk verder. Let op dat hierdie manne se lewenswandel het sigbaar geword omdat hulle gevul was met sy volheid. Vers 8 sê, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. Hoor nou, hierdie ou kan nie skroom vir enige iemand nie. Hy kan nie omgee of jy die owerste is, en of jy die president is, en of jy naam Barack Obama is, of jy Donald Trump is nie, kan nie omgee nie. Hy sê dit soos dit is, want hy is vervul met die Gees van God. En hierdie vervulling, hierdie volheid, hierdie blydskap, om gedring te word deur die liefde, om gestuur te word, om beywer te word, om gewerk te word in jou binneste. En is God wat in jou kom werk. Dis wat nodig is. En as ek myself indink, dan wonder ek vir myself, wat as ons nou in ons raamwerk, en dis nie hoe dit is nie, dat hulle net halfpad vol was, dan sou hulle dalk nie die helfte van die getuienis kon gegee het. Wat as hulle dalk nou nie heeltemal so toegewy was nie, dan kon hulle dalk net die helfte van die werk verrig het, dalk net die helfte van die siele tot bekering gebring het, en dan was ek en jy nie vandag hier gewees nie. Maar omdat daar eens op 'n tyd iemand was wat gevul was met die Gees en alles op die altaar neergesit het, is daar iemand wat die woord oorgedra het en oorgedra deur generasies, en 2000 jaar later sit ek en jy vandag binne in die kerk en ons kan kies. Ja, hierdie mens vol van tekortkominge is gevul met die volheid van God se Gees. En dit verander alles, want sy wandel is nou in pas met die wandel van die Gees van God. Hy's gevul, en hy kan nie minder omgee oor die wêreld nie, en hy kan nie minder omgee oor die lewe nie, want hy's gedring deur die liefde, en hy wil net die reguit pad loop. Hy wil nie eens rondkyk na die billboards van ons dag nie. Hy wil nie rondkyk na mense se opinies vandag nie. Hy soek die Here. Hy is so gevul dat hy nie eens kan spoed verloor wanneer die weerstand na sy kant toe kom nie. Hy is so gevul dat hy homself nie kan keer nie, want hy word gedring. Hy is so gevul dat selfs die godsdienstig is om nie kan keer nie. Want hy gaan aan met wat hy moet doen, want hy word gedring daarvoor. Nou gewoonlik in daardie samelewing sou die skrifgeleerdes en die fariseërs 'n redelike groot invloed hê in daardie volk. Dis nou die topmanne. Dis die manne wat die verse kan aanhaal, dis die manne wat kan praat oor die woord, dis die manne wat die mooi gebede kan bid. Dis die manne. En hy kan nie minder omgee nie. Want hy word gedring deur die liefde. Hy word gedring deur die Gees. En dis nie meer sy woorde nie, dis die Gees se woorde. En dis nie 'n wysheid van woorde nie, dis 'n eenvoudige woorde. Maar hierdie man word gedring om te gaan en te ywer en te doen. Omdat hy vol is. En omdat hy vol is daar niks plek vir 'n bietjie van hom nie. Dis die Here. En net die Here. Hy was so vol gewees dat hy nie geprobeer het om te getuig nie. Dit het hom uitgeborrel. Hy was so vol gewees dat hy nie probeer het om te preek nie. Dit het hom uitgeborrel. En voor jou uitvee, dis daar 5000 mense bymekaar en sê maar ons soek dit wat hierdie man het. Kan die vinger vandag na ons toe gewys word in die kerk en sê ons soek dit? Of so sê ek wag. Dit ja, maar net nie dit nie. Ekskuus julle. Ek het 'n draad wat los is. Weet jy wat is die verskil tussen mense wat God behaag en mense wat God nie kan behaag nie? Die volheid.
En as jy nie gevul is deur die Gees van God nie, kan jy God nie behaag nie en kan jy nie geestelik groei nie. En as jou lewe beperk in die Here en kan jy nie oorwin oor sonde nie, want die vlees is in beheer en die vlees regeer en hierdie vlees domineer jou die hele tyd. En wat jy wil doen, kan jy nie doen nie. En wat jy nie wil doen nie, doen jy. En voor jy jouself kan kry, is jy koel aankal deur die kerk, want die vlees bly in beheer. Ja, ons is baie keer vol van ons eie wil, vol van ons eie opinie, en vol van ons eie vlees, en vol van ons eie planne, en vol van eie wat ook al. Alles behalwe vol van die Gees. So as die vinger vandag na jou toe moet gewys word deur die wêreld, kan hulle sê, so wil ek wees. Vol van die Gees van God. Nou, ons leef in 'n tyd waarin ons vreeslike dinge sien. Ons Saul bid vanmôre daar in die konsistorie, by die ou plekkie hier in Pretoria, waar hulle pasgebore babatjies deur 'n muur gaan sit, omdat hulle 'n kind nie wil hê nie. Ons leef in 'n tyd waar dit 'n opsie is, of jy 'n kind wil hê of nie. Ons leef in 'n tyd waarin dit 'n opsie is, of jy wil kerk toe of nie. Ons leef in 'n tyd waarin dit 'n opsie is, of jy God wil eer of nie. Ons leef in 'n tyd waarin dit 'n opsie is, of ons God se wil doen of ons nie. En die antwoord is, omdat ons 'n lewe leef wat nie gevul is met die volheid van God nie. So as ons as kinders van die Here dan vol is van die Heilige Gees, dan sal ons anders leef. En ons lewenswandel sal dit wys. En dag vir dag sal ons in die grootste nood wees. 'n Skrywer skryf op 'n stadium en sê, hoe nader hy aan God kom, hoe meer vol sonde sien hy is hy. En as ek en jy let op Petrus, 'n impulsiewe man, 'n naïewe man, ou wat eers gedoen het en dan gedink het, soos ek baie keer. Dan sien ons hierdie man stel vir ons 'n mooi voorbeeld van hoe dit lyk om vervul te wees met die Gees van God in jou algemene lewenswandel. Vers 10 sê die woorde in, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is. Vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie. Kan jy jouself indink? Julle, as die tema van vanoggend se boodskap is, jy het Jesus gekruisig. Kan jy jou indink as 'n mens dit moet adverteer en jy gaan 'n reeks dienste hou, hoeveel mense gaan opdag? Maar is dit nie wat nodig is nie. 'n eenvoudige ou 4-punt boodskapie, 5000 mense sê ek soek die Here. Waarom? Want hulle sien die volheid. Is dit nie vandag waarom ons nie by die 5000 uitkom nie? Want die volheid het skaars geraak. Op watter stadium kom hierdie man om hierdie boodskap oor te dra? Alleen toe hy vol is van God se Gees. Hy het nie probeer om hierdie boodskap oor te dra voor die tyd nie. Hy het geweet hy kan nie. Ja, hy kon baie woorde kan hy opdis. Hy kon baie wysheid van woorde opdis. Maar dis toe die Gees van God omdring. Want die woord van die Here sê, julle sal my getuies wees. En waarom sukkel ons baie keer om getuies te wees? Want die volheid ontbreek. Waarom sukkel ons met die eenvoudige ou 4-punt boodskapie? Want die volheid ontbreek. Hy sê nie ons mag dalk getuies word nie. Hy sê nie ons behoort getuies te wees nie. Hy sê julle sal my getuies wees. Jy gaan jouself nie kan keer nie. Wanneer jy hierdie wandel met God wandel, in gebed versterk word, gevul word met sy Gees en die vuur van die hemel jou begin aanstuur. Die hartseer is, as ons na die kerk van ons dag kyk, en ons vergelyk dit met die vroeë kerk van daardie tyd, dan moet jy met my saamstem dat die kerk in ons dag is vol van baie dinge, maar nie meer vol van die Gees nie. Die volgende gedagte wat ek graag wil wys, is ons let ook op hierdie manne se vreesloosheid. Petrus en Johannes wat weggekruip het in die bovertrek, hierdie manne wat hulle self toegesluit het, want hulle was bang vir hulle lewens, hierdie manne is nou vreesloos. Nie 'n ander dorp waar dinge nie gebeur het nie, dieselfde plek waar Jesus gekruisig is, dieselfde mense wat Jesus gekruisig het, loop hulle toe en sê, julle het Jesus gekruisig. Hulle hou nie terug nie, want hulle is vreesloos, want die ergste wat met hulle kan gebeur is, daar wag 'n kruis.
Ons kyk dan baie keer na die kruis en sê, o, net nie 'n kruis nie. Hierdie mense sê, dan wag daar 'n kruis. As jy om te praat voor 'n skare mense is partykeer nogal vrees aan Jan, vra my, mense broeks bewe partykeer. Maar is nog een ding as die mense vir jou smile. Is nog een ding as die ouens hulle kop skud. Is nog een ding as daar meelewing is. Maar as jy weet die ouens wat hier voor jou sit, wil jou kruisig, dan verander dit hele prentjie. Dan begin jy val oor jou woorde. Dan begin jy anders dink oor wat jy moet sê. Dan vergeet jy wat jy wou sê. Dan begin allerlei snaakse goed gebeur en jou binnegaan begin klop en jou hart klop verkeerd en alles is die mekaar. Handelinge 7 vers 54 sê en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande gekners. Kan jy jouself indink? As jy hier moet sit en hierdie predikant net klaar kry julle. Vers 55 sê, maar hy was vol van die Gees. En het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat staan aan die regterhand van God. Hy praat van Stefanus. Vers 56 sê, en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm en het hom gestenig en doodgegooi met klippe terwyl die heerlikheid van God hom uitstraal. Want sy wandel was geken in die volheid. Daarom was hy vreesloos gewees en niks kon hom bang maak, niks kon hom keer nie. Ja, hy kon weghardloop het. Hy het nou al gesien hoe dinge kan skeefloop. Hy kon Jesus verloon het. 'n Paar van Jesus se manne het dit nou al gedoen. Hy kon dit gedoen het toe hy gekonfronteer word. Maar nee. Hy is versigtig om vreesloos te lewe. Nou Petrus was ook so 'n voorbeeld van vreesloosheid. So toe die kruis na sy kant toe wink, toe sê hy, kruisig my onderste bo. Hierdie man was so geraak deur hierdie wandel met die Here, deur hierdie gebedslewe, deur hierdie volheid, dat hy so vreesloos was, dat selfs die kruis vir hom nie meer 'n probleem was nie. Nee, hy het kans gesien om die kruis te verdra. So kom ons toets onsself. Is dit vir jou en vir my die bewys van ons lewe dat ons kan sien en ons wandel met die Here? Te midde van baie kritiek en te midde van baie teenkanting en te midde van baie dinge wat kan skeefloop om te sê ek sien kans. Of sit ons baie maal en ons kruip weg vir wat miskien mag gebeur? Wat 'n boodskap. 4 puntjies. Julle het God gekruisig. Maar God, die Vader het hom opgewek. En sonder hom het julle geestelike huis in mekaar gestort. En daar's geen ander naam behalwe sy naam. Wat 'n boodskap. Wat 'n evangelie woord. Wat 'n woord wat die verskil kan maak in ons dag. Maar hoeveel mense is te bang om hierdie woord te gaan uitdra? Wel vriende, as 'n mens met hom wandel, soos die Engelsman sê, it rubs off. Beteken jy gaan nooit bene wat gaan bewe nie? Nee. Jesus het dit gebewe. Hy het bloed gesweet. Maar hy was gedring deur die Gees om voluit tot die einde te gaan. Verder het ek op na hierdie manne se getrouheid. Handelinge 4 vers 18 sê en hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self besluit. Besluit julle maar wat julle besluit, maar ons doen wat ons moet doen. Ons is meer gehoorsaam aan God. Meer getrou aan God as getrou aan mense. Meer getrou aan God se woord as aan mense. Meer getrou aan God se plan as aan mense. Meer getrou aan God se wil as aan mense. Meer getrou aan God se roeping as aan enigiets anders. Kyk, ons buig voor SARS. En ons buig voor baie dinge en ons doen baie dinge in ons dag en ons laat baie dinge toe. En ons val vir al die dreigemente wat Caiaphas vir ons oor ons pad mag bring. So kruisig my as jy wil. Maar ek bly getrou aan die woord. Wanneer laas het die woord van God jou vriendskappe gekos? Wanneer laas het die woord van God jou prys gekos van dis wat dit is? As jy die pad gaan regloop en jy hierdie wandel met die Here gaan leef, dan moet jy weet dit gaan 'n prys kos. Daar's op 'n stadium wat hierdie woord, hierdie naam, hierdie werk wat gedoen was en mense wat aan hierdie naam getrou was,
duiwels kragteloos gemaak het. Daar's 'n tyd waar demone uitgedryf was. Daar's tye waar mense genees is, opgewek is uit die dood. Daar's tye wat mense verlos is deur hierdie naam waarin ek en jy getrou kan bly, beywer kan word om in hierdie naam te kan doen en te kan werk en te kan ywer. Nie sy naam maar my wil nie, maar toegewy. In hierdie naam tree hierdie manne op en hulle bly getrou. Come hello high water. En al probeer hulle stil maak. En al dreig hulle. En al probeer hulle wat sê. Hierdie manne bly getrou aan die naam van die Here. Hoe getrou is ek en jy vandag aan die naam van die Here? Wat sê ons wandel vandag van hoe getrou is ons aan die naam van die Here? Vers 20 sê, vers 19 gaan ek begin. Hy sê of dit reg is voor God om meer gehoorsaam te wees as aan God, moet jy dit self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien of gehoor het nie. Vers 21 sê hierdie paar woordjies en dit is so kosbaar. Want almal het God verheerlik. Hierdie wandel in gebed. Hierdie wandel vreesloos. Hierdie wandel in die volheid van die Gees. Hierdie wandel van gehoorsaamheid, hierdie wandel van getrouheid. Het so 'n impak dat almal God verheerlik het. So as ons nou 'n kans moet gee en ons gee geleentheid. Wat sal die storie wees wat vertel kan word van jou en my wandel met die Here? Sal hulle kan sê ons is metgeselle van God? Sal hulle kan sê, "Jog, hierdie ou loop so soos 'n drillpeloton. As dit links is dit links, as dit reg is dit regs, op die oomblik, op die sekond, op die merk, op die ritme." Of as ons wandel vasgevang deur die lewe. Hierdie was ongeleerde manne. Hierdie was eenvoudige manne, sê die woord. Hulle was erken gewees as dit. Vandag is dit anders. Gisteroggend toe ons by die eystermanne was, toe praat ons oor silwer en goud, ons nie. Maar dit wat ons het, dit gee ons nou aan jou in die naam van Jesus. En ons sê vir mekaar, ek lees 'n ding raak wat sê, as 'n stadium as daar iemand vir mekaar sê, "Man, ons hoef nie meer te sê silwer en goud, ons nie, ons het dit nou." En 'n ander persoon sê, "Ja, maar ons kan ook nie sê staan op en loop nie." En dis dieselfde. Ons hoef nie meer te sê ons is ongeleerd nie, nee, ons is baie geleerde manne. Ons hoef nie meer te sê ons is eenvoudig nie, ons is gesofistikeerd, julle. Maar kan hulle sê, ek wil saam met hulle gaan, want hulle wandel met die Here. So kom ons toets onsself. Kom ons vertrou die Here. Want ek en jy het regtig nodig om die dag waarin ons leef te let op ons wandel. Dat ons sal vreesloos lewe voor die Here en voor die wêreld. Dat ons onwrikbaar getrou sal wees aan die Here. Onwrikbaar gehoorsaam sal wees aan die Here. Gevul, geywer, versterk. Sodat wanneer die wêreld na ons kyk, kan hulle met vrymoedigheid sê, stap saam met hierdie man op die pad. Saam met hierdie vrou op die pad. Want hulle loop saam met die Here. Hoe getrou is ek en jy om te vergewe? Hoe getrou is ek en jy om te verdra? Hoe getrou is ek en jy om diensbaar te wees? Hoe getrou is ek en jy om bruikbaar te wees? Hoe getrou is ek en jy om afgesonder te wees van die wêreld? Hoe getrou is ek en jy om ons gedagtes te fokus op die dinge daarbo? Hoe getrou is ek en jy om in dankbaarheid te leef voor die Here? Hoe getrou is ek en jy om aanbidders te wees voor die Here soos Dawid? Hoe getrou is ek en jy om te volhard tot die einde toe? En as die aanslag oor ons pad kom, en die druk oor ons pad kom, hoe getrou is ek en jy om met vrymoedigheid die woord uit te dra? Hoe getrou is ek en jy om vreesloos te wees? Hoe getrou is ek en jy om gehoorsaam te wees? Hoe getrou is ek en jy om te wandel met die lewende God? Dink jou in die voorreg. God nooi ons. Dan sê ons nee, dankie. Ons wandel met besigheidsvennote. Ons wandel met sportsvennote. Ons wandel met vriendskapvennote. Hoe lyk ons wandel met God? Ons buig ons harte, dan bid ons saam. Wonderbare Here, dankie vir die voorreg wat ons vandag het om ons harte voor U te kom buig.
en ons eie lewenswandel met U in oënskou te kan neem. Ja, Here, ons kan ook metgeselle van die Here Jesus genoem word. Dit sal so duidelik in ons lewens sigbaar wees, Here. Maar baie maal is ander dinge in ons lewens sigbaar. En Here, dan moet ons vanmôre kom bely. Dan moet ons vanmôre ons harte voor U kom buig en sê, Here, my lewenswandel is nie wat dit moet wees nie. En Here, kom ons in hierdie môre en ons kom vra vir U, help ons asseblief. Dat ons lewenswandel geken sal word in 'n wandel met U. 'n Wandel waarin ons saam buig voor die Here. 'n Wandel waarin ons getrou gevind word in die Here, gehoorsaam gevind word, vreesloos gevind word. 'n Wandel waarin ons U volheid leef, Here. Want dit is die lewe wat U van ons verwag. 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Ons eer U vir die voorreg dat ons U kan vertrou daarvoor en weet U stel ons in staat. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons lied saam sing om die diens mee af te sluit. Baie dankie. Die seën van die Here gaan sy wonderlike vrede, as jy vandag daardie vrede het, toets jou wandel voor die Here. Meet jou wandel voor die Here. En maak seker, jy is reg met hom. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die teere opsoekende gemeenskap van sy Gees, wees en bly met elkeen, tot hy ons kom haal.